welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Magda Roerich. Jy weet, daar's 'n skrif wat sê, the joy of the Lord is our strength. En dit is presies Magda se getuienis. Sy is 'n lewendige getuienis, because of the joy of the Lord is her strength. As 'n mens dink aan waardeur sy gegaan het in 2021, hoe sy haar man verloor het in 'n plesiersrit, wat eintlik moes gewees het, 'n avontuurdag, het omgedraai in 'n tragedie toe sy haar man verloor het in 'n helikopterongeluk. Maar tog, deur die pyn en die ongeluk waardeur sy gegaan het en die nadele daarvan, het sy nog steeds besluit, ek sal die Here loof en prys. En dit is vandag vir my so groot inspirasie, dat sy ons kan bemoedig en kan hoop gee in tye van 'n benoudheid. Jy weet, is daar tye van benoudheid, is die Here nog steeds daar. So Magda, baie dankie dat jy hier is vandag. Ek is so opgewonde oor wat jy met ons gaan deel vandag. Baie welkom. Dankie Anita, ek waardeer. Kom ons praat nou eers so klein bietjie agtergrond van Chris, jou man, en wie julle, jy weet, hoe julle was en wie hy was, voordat ons gaan praat oor die dag van 2021. Nou, kyk, ek het 'n lieflike man gehad, regtig soos in sout van die aarde, as jy dit so kan sê. Baie lief vir die Here, hardwerkend, baie lief vir sy gesin, baie lief vir sy familie. Hy het regtig alles gegee en daar was nie een dag wat ek kan sê wat hy by die hekkie ingeloop het en met 'n misnoë of 'n neergedruktheid, al was hy daar hoe. So as jy hom gesien het, as jy so uitloer by die deur, dan sit hy nog in sy bakkie en daar kon hy vir 'n uur sit. En dan sien hy net na die trane loop, soos hy afvee en soos hy bid en soos hy met die Here praat. So daai oomblik wat hy by die huis kom was omtrent 'n uur die Here sinne. En dan het hy uitgeklim en as hy by daai hekkie inloop, was dit vreugde en dit was opgewondenheid en dit was net sy gesin. So regtig verskriklike dierbare kind van die Here. Dis wat ek oor Chris se lewe kan sê en getuig, ja. Wow. Ja. Dit is my so mooi dat 'n pa homself regmaak voordat hy inbeweeg in sy huisgesin, en so die battles wat hy gefight het die dag, gaan lê hy by Jesus se voete neer, sodat hy alles wat hy het, die Here hom kan vul, sodat hy dit weer kan gee aan sy gesin. Dis my baie mooi voorbeeld daai. Ja. Die dag van 2021, waar hierdie avontuurdag sou gewees het vir julle, vertel vir ons daai dag van die tragedie wat julle getref het. Nou, dit was COVID, soos almal seker sal onthou. So 2021 het ons op daai stadium 10 Januarie, het ons weer so 'n bietjie van 'n break gehad, het ons so 'n bietjie weer uitkom en almal is super happy want daar hoef nie net een spar toe te gaan nie, ons kan almal spar toe gaan, verstaan? Ja. So ons was almal super happy en hy was absoluut opgegeer vir hierdie dag. Verskoon my as ek 'n Engels so tussenin sit nie. Hy was so opgewonde. Hy het vir ons gesê, julle maak julle reg, trek julle Sondagklere aan, lyk netjies, ek het vir julle verrassing. En ek en die kinders Sondagklere, ek weet hoe lank laas het ons Sondagklere aangetrek. Jy sit hier en kyk die kerk by die huis, verstaan? So, en hy het net gesê Sondagklere, en ek weet hoe lank laas het jy haarkapper gesien, dit was nie 'n baie lekker tyd nie, maar nou ja, ons gaan Sondagklere aantrek. En ek staan met die Here en praat die oggend in die kombuis terwyl ek koffie maak, staan ek met die Here en praat. En ek sê vir die Here, ek sê, joh, hierdie ding is, ek sien nou nie uit na hierdie ding nie, wat dit ook al is, ek sien nie uit nie. En ewe skielik toe kom dit by my op, maar hierdie is vlieg. Want Chris was mal oor vlieg, hy het oorgeloop vir vlieg, hy wou 'n helikopterpilot geword het, sy hele lewe lank nog. En so ek weet hierdie is vlieg, en ek weet hierdie is nie enige vlieg nie, hierdie is helikoptervlieg. So, en toe ek sy koffie vir hom vat, toe sê ek, liefie, hierdie is vlieg, en is helikoptervlieg. Ag, my vrou, jy weet ook alles, toe is ons 24 jaar getroud, jy weet ook alles, daar's niks wat jy nie weet nie. Ek sê, hy sê, maar asseblief, moenie vir die kinders sê nie, laat dit nou 'n verrassing is vir die kinders, en ek gaan na die kinders toe, ek sê, jou paat vir ons 'n verrassing, al sit hy julle op 'n klip en hy gee vir julle droë brood, julle maak of dit super awesome is en julle geniet dit, verstaan julle my? Ja nee mamma, ons kan uit die huis uitkom, ons is baie happy, ons wil net uit die huis uitkom asseblief. Ek sê goed, dan verstaan ons mekaar. En ons is vroeg die oggend weg, die Sondagoggend, en ons het by die vliegveld aangekom aan die kant Brits, en toe ons so om die hoek gestap kom, hier staan hierdie beautiful Alouette 2, spierwit en blou Alouette 2, en hierdie kinders, jy hoef dit nie eens te gefake het nie, hulle was super happy, hulle wil vlieg, hulle wil saam vlieg. En hulle is om die helikopter, en ek het foto's geneem, en video's geneem, en ag, dit was net 'n groot oomblik, en my man natuurlik glimlag van die een oor tot die ander oor, so hy's in sy element oor die dag. En ek hoor so agter die loods grap met hom, en hy sê vir hom, Riso, sê vir my, hoeveel weeg jou vrou? Ek sê, ekskuus, hoeveel weeg jou vrou? Ja, sê, hoeveel weeg jou vrou? Hy sê, nee, mevrou, ek maak net 'n grap, ons kan almal saam vlieg. Ek sê, nee, jy verstaan nie mooi nie, ek is die kameraman,
Ek sê videoman, dis waarvoor ek hier is. Ek is ook op die aarde. Julle gaan vlieg, ek wag vir julle. Asseblief gaan in vreugde. En goed, mevrou sê hy. En toe my vat waar ek moet wag vir hulle, toe sê hy, mevrou het jy ver gery. Hy sê, wie nie het 'n vinnige flip vat. As ek en Chris en die kinders terugkom, dan vat ek jou vir 'n vinnige flip. Hy sê as jy wil land, sal ek land. Ek sal land. OK, goed, ek sal dit doen, maar toe dink ek kan Chris nog 'n bietjie langer vlieg. Verstaan? So dan is dit vir hom nou nog 'n bietjie lekkerder. Verseker. So ek sê nie is reg, Marius is reg, ons kan dit doen. En hulle is weg en hulle was seker so 40 minute weg. Maar in daai tyd toe WhatsApp ek dadelik vir Chris, ek het weer gedink, liefie ek wil regtig vlieg nie. Laat hy by die hangar land asseblief, ek is okay, ek is alright, maar natuurlik Chris het niks gesien nie. So toe hulle kom toe land hulle hier by my en die propellers draai nog en die kinders spring uit en toe my dogter verby my gaan, toe sê sy mamma gee my jou foon, dan vat ek foto's. Ek sê nee en iets sê vir my gee vir jou foon. Ek sê okay liefie, jy kan foto's neem. Hier's my handsak, hier's alles. Ek gee alles toe vir haar en ek gaan klim in en hy maak my vas en sit die oorfone op. En ons styg op en in die begin is dit so 'n bietjie angstig. Ek is nie so baie lief vir daai gevoel van 'n klein spasietjie om jou nie. En maar daaraan trek dit nou lekker en hy wys vir ons die mense, hulle vang visie onder by die damme en ons sien wilde diere en hy wys ons hoe jag jy wilde diere aan en ag dis net heerlik. Dit raak nou actually lekker, verstaan? En op ons pad terug toe vlieg ons deur ver loop 'n rivier so onder en hy wys vir ons daar's 'n rivier en toe ons stuk weer so oor kyk, toe hoor ek net so klikgeluid. My maak net so, net 'n klikgeluid en hy sê ons gaan val. En ek dog hy maak 'n grap en ek klap hom op sy skouer. Ek sê jy maak nie sulke grappe nie. Hy sê nee mevrou, ek maak nie 'n grap nie. Embrace yourself. En al wat ek weet is ek gryp die twee sitplekke voor my vas. Wat weet ek van embrace? Ek gryp die twee sitplekke voor my vas waarop hulle sit en hier gaan ons. En toe ek wakker word toe ons in die rivier geval. En maar ons het net in die rivier geval. So as ons op die land geval het dan het hy ontplof. So ons het net in die rivier geval. En op daai oomblik is hulle besig om my uit te haal agter, hy en my man is besig om my uit te haal agter want die helikopter sink aan die agterkant en hulle help my uit die helikopter uit maar dis verskriklike pyn. Dis onsaglik seer. En hy help my toe want die helikopter is toe stewig vas. Hy gaan nie saam met die rivier nie. Hy sit vas. En hy sit my op die punt van die helikopter voor en hy sit my man aan die agterkant op die helikopter laat hy so oor die dak lê en skuins agter waar hy laer is. Lê Chris toe. En hy sê vir ons hy moet gaan opsoek en hy wys my ek het 2 vingers verloor en dis hy het baie seer gekry maar hy moet gaan opsoek. Nou hy moet reg oor die rivier gaan aan die ander kant om te gaan opsoek want jy kan nie uit nie, ons is by die wal. So en hy's toe oor aan die ander kant en ek skree net jy moet terugkom. Hy sê hy wys net hy gaan terugkom. En ek hang daar en toe ek so opkyk, dis dit Here, wat is hierdie? Hoe gebeur so iets? Dis impossible. Jy weet nie waar jy is nie. Jy sien net die voëls kom land en die voëls styg op en die voëls kom land en en is water om jou en ek hoor toe my man begin sê aan die agterkant hy kry nie asem nie. Hy sê liefie, ek kry nie asem nie. En dan sê ek net liefie asseblief hou net uit. Hy gaan nou vir ons hulp kry. Hou net uit. En op 'n stadium toe begin dit baie ernstig klink vir my en ek gaan toe om die helikopter agtertoe en ek kan sy hand vat want dis al wat ek kan bykom is sy hand en ek tog hy het asma want hy het sportasma gekry. En ek tog hy kry asma en ek sê vir hom liefie as ek by jou kom sal ek vir al my asem gee maar ek kan nie by jou kom nie. Hou net uit asseblief en dan sê jy in en as jy weg is so by en nie by nie. En ek hou net sy hand vas maar is net bloed op sy hand en op sy hemp. En ek hou net sy hand vas en op 'n stadium toe sê liefie jy gaan moet uitswem. Ek sê Chris hoe kan ek uitswem? Ek kan nie, ek het verskriklike pyn. Hou net uit. Ek gaan nou vir ons hulp kry. Hou net uit. En hy druk weer my hand en hy sê jy gaan moet uitswem. Ek is jammer, ek kan nie meer nie. En hy kyk my so in my oë met die rustigste, kalmste oë en hy gly van die helikopter af en hy's onder die water en hy's weg. En ek is op daai stadium is ek op 19, 20 planete gelyk. Jy weet nie waar is jy nie, is dit 'n droom, is dit 'n nagmerrie, wat is dit? Dit was 'n verskriklike oomblik. Jy skree dat die hemel 'n antwoord gee. Ek weet nie moet ek agterom aangaan, wat moet ek maak? Wat staan my te doen op hierdie stadium? En op daai oomblik, toe kom dit by my op. Wat is jy sonder hom? Jy kan nie sonder hom wees nie. You might as well just leave it and go with him. En ek los die helikopter en ek begin gaan. En toe ek so by die voordeur verbygaan van die bestuurderskant, toe is dit soos 'n skrif aan die muur wat sê jou kinders. Dit staan voor my geskryf, jou kinders. En ek gryp vas aan die deur en ek hou toe daar vas by die ou se by die voordeur. En dan s'ek in en dan s'ek uit en dan s'ek in en dan s'ek uit en dan s'ek weg en dan s'ek by en ek sien naderhand die dwarrel iets in die water en toe ek so uit tot dis dit my plakkie.
en ek druk hom hier by sy dashboard in en ek hou net vas. En sekere uur, maklik oor 'n uur, want ek was verbrand op my lyf. Hoor ek iemand, en toe ek so opkyk, toe staan hulle doen oor op die oewer van die rivier, en ek skree net help, en hulle wys net so, en toe is ek weer weg. En toe kom hulle van bo af by die rivier met 'n boei, en hulle het my op die boei, en dan probeer hulle my oortrek aan die ander kant uit met 'n tou. So net as hulle my op, dan val ek aan die ander kant af, maar dan skree jy, want dit is verskriklik seer, dis verskriklik seer. Eventueel het hulle my op die ander kant uit, en die een persoon sê vir die ander persoon, moet ons teruggaan vir die ander persoon. En hy antwoord, hy sê, nee, dis nie nodig. En ek weet of hulle het Chris gekry, en hulle weet, dis verby, of hulle het hom nie gekry nie. En toe ek weer wakker word, toe hoor ek net, hulle sê, moenie worry nie mevrou, jy is nou veilig in die helikopter. En ek sê, in die helikopter, en ek pas nie op iets. En wat toe gebeur is, hulle het my Britse hospitaal toe gevat, en toe by Britse hospitaal wil hulle toe die net 24's of die helikopter kry om my te vlieg, maar het kost R20,000 vir 'n helikopter om op te styg om te vlieg. Ons het nie 'n mediese fonds nie, op daai staan met COVID is alles gestop. So met die gevolg is, ons het niks, en hulle kan my nie vlieg nie. En hulle sit op 'n boeregroep in Brit, is daar iemand wat kan bydra vir die vlieg van die helikopter. En 'n boer sit oombliklik R20,000 in, dat die helikopter kan vlieg. En dit was die Sondag die 10de, die volgende Sondag toe sy oorlede aan COVID. Ja, selfe boer. So die Here, dis in die fynste detail hoe hy gewerk het. En ek kom toe by, en op daai stadium kom ek by in Baragwana Hospital. Maar ek weet nie waar ek is nie, ek sien net die ligte, ek hoor net die stemme rondom my, en hulle, we must admit, is al wat ek hoor, we must admit, it's serious. Toe is dit so, my bek en onder so gebreek en basies verbrokkel, dat het steek in die rugmerg in, so is toe bang, as dit 'n diep steek, kan ek glad nie loop nie, en hulle verhaas toe 5 maande waglys vir my na 5 dae toe, wat ek moet leen wag vir die operasie. En stoot my daar uit, maar is donker, dit is, jy weet nie waar jy is nie, ek het nie 'n foon nie, ek kan nie my kinders sien nie, ek weet nie wat gaan aan nie, jy weet niks, hulle is daar in die reën, stoot hulle my tot in 'n saal, en toe ek daar wakker word die volgende oggend, toe lê ek saam met 'n paar vroue in die saal. En daai was verskriklik, as jy oplig vir 'n MRI in daai 5 dae, jy skree, dis verskriklik seer. Maar jy kan nie beweeg nie, jy lê nie. En op die ouende die 5 dae het omgegaan, en toe vat hulle my nou vir die operasie. En in die operasie, toe ek in basies narkose kry, en onder narkose is, die eerste oomblik toe ek weg is, toe voel ek Jesus Christus staan aan my linkerkant. Ek weet, dis Jesus Christus. Hy staan aan my linkerkant. En hy vat my hand met sy regterhand, vat hy my linkerhand, en hy vat my. En hy begin met my te stap. Hy stap met my deur daai dag, deur die 10de Januarie. Begin hy met my stap, van ek opgestaan het. Dit is soos 'n verhaal wat weer afspeel. En hy stap saam met my, en hy stap saam met my, en waar die ongeluk gebeur is ek in angs, en ek voel net sy teenwoordigheid is net sterker, ek beleef hom. En hy stap saam met my deur die ongeluk, en op 'n stadium toe, draai ek na hom toe, en ek sê vir hom, Here, ek weet presies wat u doen. U is besig om my emosioneel te genees, sodat as ek wakker word, dat ek my man se dood kan verwerk. Ek sê dit vir hom. Wow. En hy is net stil, en ons stap net verder, en ons stap net verder. En hoe meer ons stap, voel ek net hoe ligter word. Jy voel letterlik hoe val die goed van jou skouers af, en jy kry daai joy van, Here, dit is u, u is hier, u is saam met my, u is by my. En aan die einde van daai oomblik, toe is die Here weg, en ek in die volgende oomblik is ek in hierdie swart massa, maar is net hierdie swart om my, en ek voel, en ek sien hierdie verskriklike demone van al die kant af my aanval, maar dit is verskriklik, met hulle hoodies, en hulle verwronge vingers, en hulle, maar is sommer net kopbene, dis die vieslike klomp goed wat my van alle kante af aanval, maar hulle kom net, en ek roep net Jesus, en op 'n stadium maak ek my oop, en ek sien ek's terug in die saal, ek is alweer terug in die saal, maar ek's weer weg, daar ek weer weg, maar ek roep net na hom, en op 'n stadium, toe gaan sit ek regop op my bed, en ek skree, ek kies lewe, Wow. ek kies lewe, en net soos ek weer weg, en toe ek wakker word die volgende oggend, toe vra ek vir die vrou, een van die vroue daar, ek sê, jammer, het ek verskriklik lawaai gemaak toe ek wakker word, ek is verskriklik jammer. Sy sê vir my in Engels, sy sê, ma'am, you're talking to everyone, you love everybody around you. Sy sê, but when you woke up, you were so quiet. Wow, En die Here sê vir my oombliklik, dit was 'n geestelike geveg wat jy geveg het, but you chose life. En ek is die weg, die waarheid, die lewe. Yes. So met die gevolg is, dit is vir my groot, en hierdie week vra iemand vir my,
Hoekom mense op daai oomblik? Maar weet jy wat, jy maak die keuse. Jy maak die keuse. Hy sê ek hou vir jou lewe en dood. Kies jy lewe en ek roep die hemel en aarde getuie wat jy kies. Jy maak die keuse. So ek het daar geroep lewe. Ek kies lewe. En toe ek nou wakker is vir die keer, toe vat hulle almal omtrent uit, ons is 7 vroue en 4 van hulle word uitgeskryf, almal het COVID. En ek en 'n vrou wat nog 'n operasie moet kry en 'n vrou wat in 'n koma sedasie is net ons 3 oor. En so toe ek alleen basies in 'n saal, want hulle skuif haar toe uit, sy moet by huis toe gaan want daar's te veel COVID en ek en die vrou lê alleen en die vrou is in sedasie, so sy kan niks hoor nie. So daar te korkoor en skree ek net uit, God is good, dan roep ek dit op die toppen van my smaas, niemand in daai saal nie. Roep ek net God is good, dan hoor jy in die gang af, all the time, soos wat die sisters daar is, hulle as hulle inkom in die oggend dan bid hulle bid die hele dag, as hulle op bed staan, ma'am, don't cry, you can cry in your room before God, but you mustn't cry, the devil is liking it, don't cry man, be happy, dis maar kultuurverskille, maar kom net, wees happy. So dit was 'n groot tyd, en dan lê in jou bed, jy kry plasties kry jou kos, ek kan nie beweeg nie, so my bakkie is die bo in die lug, so ek voel, wat kry ons, dit is 90% hoenderduitjies, so jy voel die hoenderduitjie dadelik en alles, en wat jy het, en dan breek jy hom met jou vingers, en dan bring jy dit nou maar af na jou mond toe, so eet jy maar so, en dan bring hulle, daar was een groot oomblik, en dit was 10:00 die aande, dan kry jy tee. Nou ek is 'n koffieliefhebber, ek is glad nie 'n tee-liefhebber nie, maar ja, jy kry tee, en jy kan kies 3 of 6 suiker, en ek drink glad nie suiker nie, maar dis heerlik, so dan bring jy 'n plastiek koppietjie, met jou stuk brood, jy kry so lekker stuk brood bo-op, as jy gelukkig is daar botter op, so jy het lekker brood bo-op, en dan moet ek hom nou breek, en dan hap ek die brood, en dan kan ek nie tee drink nie, ek moet 'n inspuiting van die tee uittrek, en in my mond druk, en so het ek het gedoen met die plastiek saam, so daar is baie sulke oomblikke, en een aand toe lê ek daar, en ek huil vir die Here, want ek kan nie slaap nie, en daar is sulke blokke in die dak, en ek huil vir die Here, ek sê, Here, kom verduidelik net vir my een keer, ek weet, U is in beheer van lewe en dood, U het die dood oorwin, U is lewe, ek weet al daai goed, maar kom verduidelik net weer vir my hierdie hele ding wat plaasgevind het. En weet jy, hy is so amazing, Janita, hy het soveel geduld met ons, hy het soveel passie vir ons ignorance en ons partykeer ongelowigheid en kleingelowigheid, en hy begin my verduidelik, daar's 'n split in die dak, hy sê vir my, toe jy jou man verloor het, jy is aan hierdie kant van die split, dit is die oomblik wat jou man gesterf het, jy moet totsiens sê, jy moet afskeid neem, hy sê, dit was die dood vir jou, hy sê, maar dit is nie Chris se volgende seisoen, hy sê, jy moet verstaan, dis sy seisoen nou by my, sê hy, hy sê, jy het ook jou volgende seisoen, hy sê, maar Chris is ook net in sy volgende seisoen, hy lewe, hy sê, maar weet jy wat is vir my die dood, en hy vat my so na die einde van die dak toe, hy skuif my kop so na die einde van die dak toe, hy sê, weet jy wat is vir my dood, die dag wanneer ek my kop moet wegdraai, en sê, ek ken jou nie, hy sê, dis die dood, hierdie is net die oorgang in die volgende seisoen van jou lewe, so verstaan dit, so dit was massive groot, ek het so klein gevoel, en ek het dadelik gesê, Here vergewe my, so daar is sulke oomblikke, wat daar, toe skuif hulle my uit op 'n stadium, hulle skuif my in 'n saal wat net voet aan voet, jy lê so op 'n stoep wat toegebou is, lê ons voet aan voet, ek het 'n ou klein voetjie, jy mag niemand sien, daar mag niemand kom carry is COVID, ek is so 'n klein voetjie, en hy maak nie eens kontak nie, so jy moet hom so beweeg, om te kan, die kinders, die jong mense sou dit glad nie gelike het nie, verstaan nie, want hy voor moet kontak maak. So ek lê met die klein voetjie, en ek lê voet aan voet, en elke keer land daar 'n vrou by my voete, dan sit 'n slang het haar gepik, en die volgende het 'n hond haar gebyt, en elke oggend word hulle uitgeskuif met COVID, en toe die dokters so by my bed verbystap, want ons mos baie dokters, toe hulle so by my bed verbystap, toe stop hulle, en sê, Mrs. Rorig, everybody gets COVID around you, but you don't get COVID. Why don't you get COVID? En daai tyd het ek nou hoeveel toetse gehad en swaps gehad. Ek sê, you must go and read Psalm 91. Just go and read Psalm 91. En hulle kyk my net so, en hulle beweeg aan. So die Here met my daar, en ek het gevoel soos Israel wat in Egipte vergeet is vir 400 jaar. Niemand gaan my hier kry, niemand gaan weet waar ek is nie. En ek het so die Here gebid om uit te gaan, en een oggend, lang storie kort, een oggend, toe word ek wakker, en hulle wil Doppler scan doen, want hulle het bloedklont, hulle dink ek het bloedklont in my been. En ek word wakker, en ek sê vir die Here, dis Saterdag, niks gebeur in die hospitaal op 'n naweek nie, so jy lê net. En ek sê vir die Here, vandag wil ek uit. Here, ek wil vandag uit. En die dokters kom verby, en toevallig, net soos die Here wil, as die toeval nie, kom die professor saam met hulle verby. Wow. En hy stop, en ek sê vir hom, can I speak to you, professor? Want hulle praat net Doppler scan, blood clots, en hulle praat. En hy sê, yes ma'am, en op daai oomblik bel my vriendin,
en van Pretoria af. Sy sê Magda, jy sal nie raai nie. Iemand skenk en borg vir jou rehab in Pretoria. Jy hoef nie te wag vir 'n rehab nie. Hulle kan jou nou kom haal. Hulle borg jou rehab vir jou. R5.500 'n dag. Maar hulle borg jou hele rehab tot jy klaar is. Hulle kan jou nou kom haal. Wow. En toe hy so aangestap, ek sê professor, I just want to tell you something. En ek vertel vir my storie. Ek sê I can do a Doppler scan in Pretoria. Please discharge. Please today. Ja. En hy kyk my so die dokters nee. En hy kyk so vir my en sê discharge. Ek sê wow, prys die Here. Ek bel my vriendin, sy sê hulle is op pad. Jy net en ek raak aan die slaap en ek hoor iets in die saal. En toe ek opkyk, toe kom hierdie trolley aangeskuif met hierdie manne, maar dis amper soos daai Arnold Schwarzenegger, I'll be back, verstaan? Hulle kom daar aangemasseer en ek is in 'n ekstase. Here het nie Israel vergeet in Egipte nie, het Moses gestuur, ek kom hulle nie. En ek is so bly, ek is in ekstase. Hulle laai my op, my ou voetjie, dis al wat ek het, en hier gaan ons gaan daar sal dit reën katte en honde toe ons buite kom. Ek het eers ek worry laat ek nat reën. Sorry ma'am, ek sê don't worry, hulle het my in die ambulans en daar trek ons weg, maar ek is so excited en ek is so die mekaar in my emosies dat hulle kry nie my bloeddruk of whatever gestabiliseer nie. Nee, no ma'am, you must calm down. Ek sê I can't. Hulle sê what can we do to let you calm down? Ek sê I don't know. Die een sê I've got chappies en hulle wys my die chappies, die regte leeuetjie chappies, jy weet die ou tyd se leeuetjie chappies. Hy het 5 van daai chappies in sy hand. Hy sê which one you want? Ek sê all of them. En almal maak ek leeuetjie chappies oop en druk in my mond en so my mond staan so van hierdie leeuetjie chappies en ek kou en die een it's working en nou ja, daar kom hier ek heeltemal. Hier trek ons weg. Halfpad op pad stop hulle en hulle moet weer 'n swap doen want nou gaan ek rehab toe, hulle moet kyk of ek COVID het. Doen die swap weer 'n keer, geen COVID nie. Ek het julle gesê ek gaan nie COVID kry nie. Ek sal nie COVID kry nie. En ons is by die rehab uiteindelik in Pretoria en toe ek daar ingestoot word, joeg my eie kamer, 'n TV-kie. Wow. Dit voel of jy in die hemel ingestoot word en dis nie naaste by die hemel nie, maar dit voel so, verstaan? En hulle stoot my daar in en hier bring hulle dadelik vir my 'n glasbord, 'n glaskoppie. Ek is so bang ek breek dit. Ek kyk dit net so aan. Hulle sê eet mevrou, eet. Maar ek het alles verorber. Ek het al daai kos verorber, verstaan? En want dis uit glas uit. Hulle doen 'n Doppler scan die volgende dag. Ja, ek het bloedklonte baie in my regterbeen van die lank lê. Daai nag 8:45 toe kom hulle my by die rehab. Nee mevrou, nou moet jy na Steve Biko toe. Want nou moet ons eers die bloedklonte van jou wegkry. Dit voel of alles val. Die berge val op jou. Dit is Here, ek moet rehab, ek moet uitkom, ek moet by my kinders kom, ek wil gaan rou. Ek het al hierdie dinge wat ek wil gaan doen. Here asseblief, ek kan nie nou nog Steve Biko toe nie, maar ek huil. Hulle laai my in die ambulans 8:45 nou ry ons weg en sê hulle vir my, "What can we do to make you happy, ma'am?" Ek sê, "You know, in over a month I didn't have a proper cup of coffee. Can you get me a cup of coffee?" Maar nou is dit soos 4 kilometer tussen mekaar. Daar's nie veel afstand nie. Hulle en dis na 9 die aand. Hallo. Hulle ry zigzag van garage tot garage gaan soek vir my 'n proper cup of coffee. Sorry ma'am. Die laaste garage vlieg hy deur op. "Ma'am, I found you a proper cup of coffee." Ek sê praise God, hy gee my die koffie. Hy sê drink ma'am, drink, maar die koffie loop sommer net so af. En hy sê, "Oh, you better now. Ek sê one thing more. You must sing a proper coffee song." 'n Proper coffee song. Hulle almal trek weg op hulle eie noot, op hulle eie liedjie en hulle sing 'n coffee song. En ons is by Steve Biko en ek finish my koffie en ons is in. En hulle sit my weer in 'n kamer. En ek sê, Here, nou voel dit of alles geval het. Hoekom? Nou is alles terug. Dis 'n terugslag. Volgende oggend bed was hulle my, die suster wat by my bed is. Sy sê, "Why is your spirit so heavy?" Sure. Ek sê, "Can I tell you why my spirit is so heavy?" I lost my husband. I didn't see my children over a month. There's no chance I can see my children. Ek sê, "My body is broken." Ek sê, "That's why my spirit is so heavy." Sy sê, "You're going to see your children today." En ek dog sy maak 'n grap. Hoe gaan jy my kinders vandag sien? En ek vergeet daarvan. Sy kom verby. Sy sê, "Did you find your family? You're going to see your children today." Ek bel my sê ek weet nie of dit waar is of nie waar is nie, maar bring my kinders. Hulle sê ek gaan my kinders vandag sien. Ek gaan my kinders vandag sien. En ek slaap en op die volgende dag word ek wakker en hier staan my 2 kinders voor my bed. So net ek kan nie vir iemand sê daai oomblik wat hulle ma kan sien en ek kan hulle sien die eerste keer na die ongeluk. En hier staan my kinders voor my bed oor 'n maand later. En my dogter, ag mamma, ek is so bly jy's okay en alles en jy lewe en my seun ruk die laken op. "Het jy voete mamma? Werk jou voete?" Ek sê, "Ja Christian, ek het voete, my voete werk." En hy gooi dit toe. "Mamma, werk jou hande?" En dis hy kyk net wat werk en wat werk nie aan sy ma en sy ma okay. En ek het daai paar minute gehad met hulle en hulle is daar weg. En toe hulle so uitstap, toe sê die Here vir my, "Jou ompad is my deurpad. Jou detour is my highway."
ek kon jou kinders by jou uitbring in Steve Biko, wat ek nie kon andersins doen nie. Hier is jou kinders voor jy het oomblikke gehad met jou kinders. Is dit nie amazing nie? Sure. Ek lê daar aand en ek huil vir hom en ek kyk in die dak en weer eens die dak en ek kyk in die dak en hy vat my in Matteus waar die disippels moes oorvaar saam met Jesus in die storm en Jesus slaap. En hulle is anxious en hy gaan vergaan en waar is Jesus? Jesus slaap. Jesus hoekom slaap hy? En Jesus staan op en hy maak die storm stil. En hulle sê, wow, dat selfs die natuur luister na sy stem. Wie is hy? En hy vat my deur daai gelykenis of daai gebeurtenis. En toe ek so deurstap, toe sê hy vir my, jou storm is nog lank nie verby nie. Sure. Hy sê, maar elke keer wat jy wil bang raak, wat jy wil kleingelowig raak, kom lê by my in die skei, want ek is in beheer van jou storm. Ja. So, en van daai dag af kan ek nie vir sê hoeveel keer het ek al gaan lê, want my storm is nog nie verby nie, maar die Here is met my, is in my skei, is in my storm. Ja. So daai was ook 'n groot oomblik. En 'n vrou langs my, sy's op haar foon en sy is erg met haar man. Sy gaan af op haar man. En ek sê, o Here, maar my man moes gaan. Maar ander mense beklei nog lekker, maar hulle mans lewe nog. Hoe is dit fair? Maar hy sê dadelik vir my, sê, is jy God? Sure. Hy sê, jou man was gereed om te gaan. Ja, Dit was jou man se tyd. Hy sê, ek werk nog aan hierdie huwelik. Ek werk nog aan hierdie persoon. So wie is jy om te oordeel? En weer repent. So dit was sulke oomblikke. En ek is van daar af, het hulle my na week, 2 weke, toe die Doppler is, toe die bloedklonte weg, en hulle kom haal my, hulle vat my na my ma toe vir 1 nag. Ek kon my kinders weer sien vinnig. Dit was 'n groot oomblik. 'n Hele nag gehuil, my kind het die volgende graad 8 toe gegaan, my dogter. En ek kon nie by haar wees nie, ek kon nie haar gaan aflaai nie, ek kon nie deel wees van haar graad 8 nie, van haar begin nie. En die hele nag vir haar gebid, en ek kon my seun sien met baie vrae, en ek kon probeer om van die vrae te antwoord wat hy het. En ek is terug rehab toe, en ek was seker amper 3 weke basically daar, en hulle het alles gedoen, hulle vermoë om my te kry om te loop, en deur die Here se genade, ek het altyd gesê, ek sal uitloop, van die begin af, ek gaan nie op 'n reis of wees, ek gaan uitloop. Yes. En dit was verskriklike rehab, dit was streng rehab, dit was erg rehab. Maar die dag toe hulle sê ek kan gaan en ek stap met 'n loopraam en ek kan my klok lui dat jy aan die ander kant van Pretoria kan hoor dat my rehab verby is, het ek die Here geloof en geprys wat ek het daar uitgeloop. En binne 2 weke by die huis, dat ek by die huis is, toe ek op 'n loopraam, toe ek op krikke. En binne 2 weke by die huis staan ek een oggend in die sitkamer en my broer sit daar. En ek sê vir hom, ou boet, iets voel nie lekker nie. Wat het ek nie by my nie? Ek kort iets. Wat is dit wat ek nie het nie? Hy sê, Magte, want ek het nog steeds 'n kateter in. Hy sê, Magte, jy het jou kateter in die een hand en jy het 'n doek in die ander hand. Waar is jou krikke? Ek sê, my krikke. Oh, ek het nie my krikke, laat ek gou my krikke gaan kry. Sê, dit gaan nou nie help nie. Dit gaan nie help nie. Jy loop klaar. Ja. Dus dit binne 2 weke toe loop ek sonder krikke. Ja. So die Here is ag daar's soveel. Dit is in 'n kerndop, maar daar is soveel om vir dankbaar te wees in hierdie hele gebeurtenis. Absoluut. Jy weet, jy sê nou dat Jesus het vir jou gesê, ek is die een wat in jou storm is. Pieter het 'n spreekwoord wat hy by iemand eendag gehoor het, wat hierdie persoon sê, the one who's controlling your storm is controlling your emotions. En daar het jy besef, Jesus, U is in my boot. U is in my storm. You are in control of my storm. Oh ja. En daar is 'n pad van vergifnis wat jy ook moes stap het, wat baie powerful is. En ek dink daar's baie mense wat nou jou getuienis luister en ook daai joy soek. Daai vrede van die Here het dit vanmiddag gedoen. Ek wil ook vandag daai vrede ervaar dat die Here in my storm is. En ek het 'n geliefde verloor, of ek gaan deur hierdie storie met my in my huwelik, maar ek soek daai vrede dat die Here met my is, net soos wat jy het. Vertel net vir ons jou pad van vergifnis en wat se boodskap het jy vir die kykers? Wel, toe ek in die water nog was met die ongeluk, net nou het plaasgevind het en my man weg is, toe hang ek by die loods se deur, die voordeur. En op daai oomblik, daar was so baie oomblikke, maar op daai oomblik sê die Heilige Gees vir my so duidelik, vergewe nou. En ek stem mekaar, vergewe nou. Hy sê weer, hy sê vergewe nou. En ek besef toe, ek moet die loods vergewe, en ek spreek op daai oomblik, sê ek, Here, ek vergewe die loods, ek spreek hom vry, en snaaks genoeg, ek sal tot saam met hulle op vakansie gaan, was my woorde, en op daai, ek kan dit nie vir iemand beskryf, dit is soos iets verskrikliks wat van my skouers afgeval het, en ek het nooit weer, in al die jare, is amper 4 jaar nou, het ek teruggedink daaraan, en hierdie wrok in my hart gehad, of hierdie kwaad in my hart gehad, teenoor iemand nie. Ek was absoluut, het ek net een ding besef, en dit is dat die Here absoluut in beheer bly. So ek het vrygespreek die oomblik, net daar, waar die ongeluk plaasgevind het,
het ek vrygespreek en die Here het werklik my hart kom skoon was, my emosies kom skoon was, kom herstel, kom genees en ek kon die volgende seisoen met die Here ingaan. Absoluut. Wow. Magda, ons kan gesels tot môre toe. Ja. Dit is my so lekker om jou getuienis te luister. Dit is so inspirerend en ek glo vandag is daar 'n kyker wat hier nou luister en sê ek moet met Magda in kontak kom. So vir die wat met Magda in kontak wil kom, sy stap 'n pad met mense. Sy weet hoe dit is. Sy verstaan die proses. Sy verstaan genesing, sy verstaan bevryding. Sy verstaan die pad wat die Here saam met haar gestap het. So as jy vandag gebed nodig het of iemand nodig het om mee te kan luister of te kan praat mee, reik uit na Magda toe. Haar besonderhede sal op die skerm verskyn, haar nommer is daar. Kontak haar gerus en sy sal hierdie pad saam met julle stap. Magda, baie dankie vir jou kragtige getuienis. Mag die Here jou so gebruik. En as jy daai beker uitdrink, gaan drink jou lekker koffietjie daar uit. O ja. En dan as jy daar uitdrink, onthou altyd wat die Here vir jou gedoen het. Jy moet nooit ophou getuig nie, want jy is so groot inspirasie vir mense. Jy bring soveel hoop. En ons wil vir jou sê baie dankie dat jy hierdie sprankelende vrou is wat en ek sien baie krag, die krag van die Here is op jou en ons gee die Here al die lof en eer vir sy goedheid en getrouheid. Ek waardeer, dankie Anita. Sy baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis. Share soveel as wat julle wil. Sien julle volgende keer. Shalom.